Antoinette en Toby klim opgewonde by mamma in die motor. Toby sit skaars toe hy begin vertel. Ek het gewen, mamma. Kyk, hier's my prys. Dis 'n kinderbybel. Mamma vat dit by hom en kyk daarna. Baie geluk, mamma se slim kind. Sy kyk na Antoinette. En hoe het jy gevaar, my kind? Antoinette trek haar skouers op. Ag, ek het tweede gekom. Jean-Marie het my gewen. Dis nog steeds goed. Ons kan trots voel dat twee niggies eerste en tweede is en dan het Toby ook nog gewen. Dis heerlik vir mamma as haar kinders presteer. Mamma skakel die motor se engine aan en ry huis toe. Pappa sit op naalde en spelle by die huis. Toby se mondjie val behoorlik oop. Hoekom doen pappa dit? Hy sal mos seer kry. Mamma lag lekker. Dis 'n spreekwoord wat 'n mens gebruik as iemand nie meer kan wag nie. Nou is Antoinette ook nuuskierig. Wat wil pappa gaan doen waarvoor hy so haastig is? Mamma bring die motor tot stilstand. Hier is ons, nou kan julle self met pappa gaan praat. Hy weet nog nie eers van julle kompetisie nie. Antoinette en Toby hardloop die huis binne en roep al na pappa die oomblik toe hulle die voordeur oopsluit. Hulle kry vir pappa in die kombuis waar hy besig is om koeldrank in te gooi. Ek het so lank vir julle ook geskink. Hy sit die koeldrank op die tafel neer. Mamma haal koekies uit die kas en sit dit in 'n mooi bak op die tafel. Pappa vat vir hom een en vra, het julle die kleuterkerk se uitstappie geniet? Toby spring van sy stoel af en gaan haal die kinderbybel. Kyk pappa, ek het gewen. Dit was nie 'n uitstappie nie, dit was 'n kompetisie. Pappa vat dit by hom en is baie trots. En wat moes jy doen om te wen, my ou grootman? Toby kyk na Antoinette. Wat moes ek nou weer doen, Nettie? Antoinette skud haar kop. Hy moes die Bybelverhale se name gee nadat die juffrou die prente gewys het. Toby lag sommer lekker. Ja, nou onthou ek moes die name gee van Noag en Adam en Eva. Antoinette lag ook. Nee, Eva nie, Toby, dis Adam en Eva. Pappa kyk na Antoinette. En jy my poplap, het julle ook 'n kompetisie gehad? Antoinette laat sak haar kop en sug. Ek het tweede gekom. Jean-Marie het my gewen. Pappa vryf oor haar hand. Dis nogtans baie goed en gelukkig het die twee niggies gewen. Antoinette kyk vir mamma en lag. Mamma het presies net so gesê. Sy staan op en haal iets uit haar sak. Jean-Marie het die mooi klein Bybeltjie vir my geleen sodat jy kan sien en vir my ook een koop. Kyk hoe mooi wys die name van die boeke teen die kant. Sy kon baie vinniger as ons ander opsoek. Pappa vat die Bybeltjie by haar. Dis regtig pragtig. Ek sal kyk of ek vir julle elkeen so een kry. Watter gedeeltes moes jy opsoek, Antoinette? Dis dan baie goed as jy tweede gekom het sonder hierdie merkies. Antoinette lag skaam. Dankie, pappa. Ons moes 5 gedeeltes opsoek en dan die boekmerkies wat juffrou vir ons gegee het daarin sit. Ek het eers gekyk watter boeke dit is en daar was 3 gedeeltes uit die Psalms en dit het ek eerste opgesoek. Mamma is sommer baie trots. Dis nou baie slim, Antoinette. Toe mors jy nie tyd met rondplaai nie. Watter Psalms was dit? Antoinette se oogies blink toe sy antwoord. Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Psalm 100, juig voor die Here o ganse aarde. En dan Psalm 119, wel geluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Weet pappa, dit is die langste Psalm in die Bybel. Pappa glimlag. En Psalm 117 is die kortste. Loof die Here alle nasies, prys hom alle volke, want sy goedertierenheid is geweldig oor ons en die trou van die Here is tot in ewigheid. Halleluja. Toby spring van sy stoel af en kom staan langs pappa en loer onder sy stoel in. Pappa kyk verbaas na hom. En nou, ou seun, waarna soek jy? Toby kyk eers na mamma. Na die spelle en naalde waarop pappa sit. Pappa is so verbaas dat mamma en Antoinette uitbars van die lag toe mamma verduidelik. Ek het gesien jy sit op naalde en spelde by die huis. Pappa tel vir Toby op sy skoot. Ek het vir mamma gevra om vir ons 'n piknikmandjie te pak en dan wil ek vir julle die botaniese tuine gaan wys. Antoinette en Toby kyk verbaas na hulle pappa toe Antoinette vra, wat se tuine is dit, pappa? Adam en Eva het ook in 'n tuin gebly, die paradys. Pappa gee haar hand 'n stywe druk. Jy's baie slim. Die botaniese tuine is amper net so mooi soos die paradys.
Toby wip van pappa se skoot af en bring sy kinderbybel. Hier is Adam en Eva, lees vir my wat sê al die baie lettertjies asseblief, pappa. Antoinette skuif die klein bybeltjie ook nader. Pappa, kan hy John Marie se bybeltjie ook lees? Pappa maak dit oop. Nadat die Here die hemel en die aarde geskaap het, het hy vir Adam geskape en daarna vir Eva, om vir Adam 'n maat te wees. Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So dan die mens 'n lewende siel geword. Adam begin deur die tuin van Eden te stap. Dis die paradys. Toe bring God al die lewende dinge wat hy gemaak het, al die diere en die voëls na die mens toe om vir hulle name te gee. Soos Adam uitroep wanneer hy die krag van die olifant sien, of die sagte oë van die skaap, of die kleure op die papegaai se vlerke, so word hulle dan genoem. Net een ding belet God die mens in vers 16. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, sê hy, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Dis 'n proefgebod wat hy hom gee om te sien of die mens, wat soveel goedheid ontvang het, ook gehoorsaam sal wees. Toe sê die Here, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. God laat toe vir Adam in 'n diepe slaap val, en terwyl hy slaap, vat God een van sy ribbebene, en die plek waar hy die ribbebeen uitgehaal het, vul hy weer met vlees. Uit hierdie nietige stukkie been maak God toe nog die vrou, Eva. Toe wek God Adam uit sy slaap en bring die vrou na hom toe. Adam kyk haar lank aan voordat hy sê, dis nou eindelik been van my been en vlees van my vlees. Van al die diere in die paradys het die slang 'n slegte hart. Hy kyk na die mens en sy vrou wat so vrolik en tevrede deur God se tuin gaan en hy wag. En terwyl Eva eendag vrugte pluk, vra die slang vir haar, is dit waar dat God julle belet het om van hierdie boom se vrugte te eet? Eva sê toe dat dit waar is. Die slang oortuig haar toe dat sy van die vrugte moet eet. En sy oortuig toe op haar beurt weer vir Adam, om saam met haar van die vrugte te eet. Hulle besef toe dat die slang vir hulle gejok het, en gaan kruip vir God weg. Maar niemand kan mos vir God wegkruip nie. Dit maak nie saak waar jy is nie, God kan jou altyd sien. Hulle maak hulle toe met vye blare, omdat hulle skaam is vir God. Toe God vir Adam vra waarom hy van die verbode vrugte geëet het, probeer hy die skuld op Eva pak en sê, dis die vrou wat u vir my gegee het, dis sy wat my van die vrugte laat eet het. Toe God vir Eva vra waarom sy dit gedoen het, antwoord sy dat dit die slang is wat haar omgepraat het. Maar omdat hulle ongehoorsaam was, moes hulle die paradys verlaat en baie hard werk vir hulle kos en om hulle kinders aan die lewe te hou. God het die slang ook gestraf, en van toe af seil hy op sy maag in die stof, en is daar vyandskap tussen die slang en die mens. Papa maak die Bybeltjie toe. Kom ons gaan geniet die pragtige natuur wat God geskaap het. Mamma het vir ons heerlike eetgoed gemaak wat ons daar gaan eet. Antoinette en Toby hardloop opgewonde vooruit. Toby se voet hak aan een van die stoepstoele vas. Papa en mamma kom uitgehardloop toe hulle hom hoor gil. Hy val in sy volle lengte neer en rol by die 2 stoeptrappies af. Mamma gil ook en wil hom net optel toe papa haar keer. Laat hom stil hê totdat ons seker is dat hy nie sy rug of nek beseer het nie. Papa gaan sit op sy hurke langs Toby en begin sy arms en bene beweeg. Daarna voel hy of Toby se nek en rug nie seer kry as dit beweeg nie. Toby skree toe papa sy enkel draai. Papa tel hom op en dra hom na die motor toe. Mamma maak die agterdeur oop en hulle help hom op die sitplek te lê. Mamma klim agter by Toby in en hou sy kop op haar skoot vas. Antoinette klim voor by papa in en hulle ry so vinnig as wat die spoedbeperking hulle toelaat om te ry. By die hospitaal ondersoek die dokter vir Toby baie goed, nadat papa vir hom vertel het wat gebeur het. Toe die dokter sy ribbetjies ondersoek, gryp Toby die dokter se hand vas. Dis baie seer, dokter, ek dink ek het my vrou doodgeval. Die dokter lag lekker. Toe maar groot man, jou vrou lewe nog. Jy het haar net baie hard gestamp.
Jou ribbes is net kwaai gekneus, maar ek is meer bekommerd oor jou enkel. Ons sal my ekstra plate moet laat neem. Dit lyk darm nie of dit gebreek is nie, maar ek dink die ligamente het geskeur. Toby se oogies rek groot. Gaan dit seer wees as dokter my liggaam skeer? Die verpleegster lag ook saam toe die dokter antwoord. Nee, ou grootman, jy het sommer die skeurwerk self gedoen. Ons gaan net foto's neem om te sien hoe erg jy dit gedoen het. Fluit, fluit, hierdie storie is uit. Vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybel vir jou vanaand Genesis 2 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Dankie Here vir die voorreg om deel van u skepping te kan wees. Amen.